Right. Thank you for the opportunity to share with you this morning. Pastor Andries is on his way back, so I believe he will be here, in the week somewhere, and he'll be back on, he won't be preaching on Sunday. I think Dima will be, but this morning I want to share with us something concerning Pentecost. Ek wil met ons deel oor Pinkster vanmôre ook. So 'n bietjie praat daaroor. Ons gaan in Pinkster in. Onthou ons kom uit Paasnaweek uit waar ons op die Vrydag waar Jesus gekruisig was en die Sondag opgestaan het. Toe het ons omtrent so 50 dae min of meer na dit was Hemelvaart. Dit was nou in die week, ek dink die 12de, né? Was Hemelvaart. En nou omtrent 10 dae later het ons die uitstorting van die Heilige Gees. En my titel vanmôre is die bekragtiging van die Heilige Gees. The empowerment of the Holy Spirit. Goed, hier skielik is die son aan. Goed, ons het die bekragtiging van die Heilige Gees. En ek wil een ding sê, ek dink nie enige van ons sou dit maak sonder die Heilige Gees nie. Ek dink ons primitiewe mens sou uitkom as ons nie die Heilige Gees gehad het, wat ons oortuig het van sonde nie. Wat ons oortuig het van reg en verkeerd nie. Dan sou ons almal, ek dink, mekaar met battens oor die kop geslaan het en grot toe gesleep het, of iets van die aard, gebraai het, ek weet nie. Maar ons sou primitief gewees het nog. En as die Heilige Gees wat uitgestort is, meer as 2000 jaar terug, wat ons as mens bekragtig het om sekere goed te doen, om sekere goed te verstaan, om die woord te verstaan. Dis een van die goed wat die Heilige Gees doen, hy is ons helper. Hy help ons om te verstaan. En ek wil begin deur net 'n skrifgie te lees vanmôre uit Hebreërs uit. Sarah, as jy gooi, kan jy in Engels gooi, ek gaan in Afrikaans lees. Terwyl God nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragte en dade en bedieninge van die Heilige Gees volgens sy wil. Wat hier gebeur het is, die tekens en wonders en kragte van God het saam met die disippels beweeg, soos wat die Heilige Gees dit wou gedoen het. En ons dink baie keer, ons kan sommer net sonder die Heilige Gees sekere goed doen. Ons kan net gaan en vir iemand gaan bid en hy sal gesond word. Nee. Jy weet, ek was so geskok die eerste keer, en ek wil amper sê, ek dink dit was nog vir Barry, ek weet nie wie jy kan onthou nie, ons het in 'n bakkie gery, en hy het hoofpyn gehad, en ons ry, en hy sê vir my, ja, sy kop is seer, ek was so, ek dink sy kop seer of rugseer, ek kan een van die twee, maar in elk geval ons ry, en ek sê vir hom, nee, maar kom ek bid vir jou, nou dink ek, yes, hy gaan nou paniek, want ek het die stuurwiel, nou ek weet nie van julle nie, as jy in die kar sit, en jy maak jou oë toe, en jy bid so rukkie, weet ek nie waar jy gaan wakker word nie, ek gaan ook 'n probleem hê. En ek sê vir hom, nee, maar ek gaan bid. Nou kyk hy my so, gaan ek nou my oë toemaak, of gaan ek nie my oë toe? Ek sê, nee, okay, ek gaan nie my oë toemaak nie, maar ek gaan vir jou bid. En ek bid vir hom, en ek vertrou die Here, en ek vertrou op die Heilige Gees om te help. En ek bid in die naam van Jesus, en ons ry so, hy sê vir my, ek dink is jou kopseer, ek kan dit nie, my kopseer is weg. Ek sê, jy jok. Jy jok. Hy sê, nee, hy is rarig weg. Ek sê, nee, jy sê nou maar net so, om my goed te laat voel. En hoe kan jy nou so iets sê? Hy sê, nee, hy is rarig weg. Ek tog, okay, as die Heilige Gees my kan help met dit, if the Holy Spirit can help me, when I pray and speak to heal someone, I'm going to try it again. And the next time, I think was for someone's back, the same thing happened. En ek tog, ja, dit werk eintlik. En so het ek aangegaan, en uiteindelik vir baie mense gebid, wat die Here aangeraak het. En ek besef, maar Benny, jy het geen mediese agtergrond, om hierdie mense te help nie. Yes, ek kan vir jou sê, drink 'n pil, dis maklik, gaan dokter toe, dis die maklike goed wat ons doen vandag, is dit nie? Maar die Heilige Gees, wat in ons is, wil my nie gebruik, om mense se lewens aan te raak naby ons. So ek wil hê, jy moet vir jou langs jou kyk, en vir hom sê, ek het die Heilige Gees. En eintlik wat jy nou sê is, ek kan jou help.
Want ek het 'n helper, is dit nie? Ek het iemand aan my kant wat jou kan help. En die lekker ding is, iemand anders het dit nou vir jou gesê, hulle kan jou help, is dit nie? So ek wil 3 puntjies uitlig vandag, wanneer dit kom by Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees. En ek dink die belangrike goed wat ons oor praat wanneer dit by Pinkster kom, die eerste een is, die Heilige Gees is uitgestort vir my en jou. En as ons Jesus aanvaar, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and we accept the Holy Spirit, He comes and lives within us. He empowers us. Dis die tweede punt. Hy bekragtig ons. En dan is daar 'n plek waar ons soms in 'n nuwe rigting moet ingaan. Ons moet soms 'n nuwe besluit maak, 'n nuwe ding doen. Nou kyk, daar's partykere wat ons sit en dink sê, ag, dit sou nou lekker wees om hierdie ding te doen, is dit nie? Dan doen ons dit uit ons eie krag uit. En ons is in 'n mate so beperk in wat ons doen. Iemand het eendag na my toe gekom en ek dink ek het al daaroor gepraat. En laat my sê, "Jesus oom, ek wil net iemand na Jesus toe lei. En ek probeer my beste. Ek het regtig probeer." En ek begin lag en ek sê, "Dis die probleem. Jy het probeer." Want solank as wat jy dit doen, staan God terug en wag vir jou om dit te doen. En as jy op die punt kom en sê, "Here, kan nie," dan kom die Here en help. Is dit nie? Dan kom die Here en hy help. En nou vra hulle, hoe doen ek dit? Ek sê, "Wel, jy gaan nou moet op die Here wag. Jy gaan vra, Here, wie is U besig om mee te werk? Laat ons paaie kruis, dan kan ek hulle na Jesus toe lei." En boem, daar gebeur dit. Dis nie moeilik nie. Want as ons saam met God werk, saam met sy Gees werk, word alles makliker. Christiana het nou gepraat van dinge wat moeiliker word en duurder word en tawer word, en ons het 'n nuwe invulling van die Heilige Gees baie keer, net 'n verfrissing nodig, net 'n iets vars nodig van die Heilige Gees. En op 'n konferensie soos hierdie, kom ons en ons kry net iets vars, iets nuuts. Of iets klik, ons verstaan net iets 'n bietjie beter. Want baie keer, ons by die gemeente kyk met 'n oog, ons is gefokus op iets. Maar mense van buite kyk met 'n ander oog en sê, "Maar ja, julle moet net hierdie klein dingetjie doen, dan val alles in plek." Jy weet, as jy bou hierdie hele konsep of idee of ding, maar hy werk nie. En ons het baie keer net so 'n klein dingetjie wat skuif en dan, daar werk dit. Vir my was dit, ek moet eers bid, ek moet eers vas, ek moet eers die Here soek, paar skrifte hê voordat ek vir iemand gaan bid vir genesing. Nee. Ek het net geleer om te sê, die Heilige Gees is saam met my, hy is by my. En ek hoef net op hom te leun, dan werk ek eintlik in sy krag om enigiets reg te kry. So, waar ook al jy is, by jou werk. Jy kan by jou werk sit, as jy 'n tydjie het, en sê, Here, wat is die Gees besig om te doen vandag? En jy kan mense se lewens om jou verander en impakteer. Goed, en dan sekerlik die laaste een, dis punt nommer 3, die heel belangrikste van die 3 is eenheid. So ons het die uitstorting van die Heilige Gees, die bemagtiging om in 'n nuwe rigting in te gaan, en eenheid. So ek wil gou so vinnig net raak aan dit. Die Heilige Gees Pinkster wys ons dat wat God in ons lewens wil doen, ons nie op ons eie krag kan volbring nie. Ons het absoluut die Heilige Gees nodig om dit te doen. In 'n mate waar die bemagtiging gekom het, was toe die Heilige Gees op die disippels gekom het. Hulle was, nadat Jesus gekruisig het, ek weet nie vir julle nie, as iemand wat jy gedink het, die oorlog gaan wen, die keiser gaan oorneem, die land gaan oorneem, die land gaan regeer, hy gaan die koning word, ewe skielik dood is, hoe gaan jy voel? Ek dink daai disippels was stom geslaan. Ek dink hulle was so 'n bietjie, wind was uitgeslaan, en gaan dink, oh my, ons moet maar weer gaan visvang. Hierdie het nie gewerk nie, ons sal maar volgende keer weer probeer. Hulle was bietjie verward geweest, bietjie de mekaar. Maar toe kom die Heilige Gees, en hy's uitgestort, en ewe skielik word al die disippels dapper. Hulle word bemagtige getuies om die woord van God, die evangelie, te verkondig in die area wat hulle is. En dan eenheid, en eenheid kom deur gemeenskap, om saam te wees, om by mekaar te kom, saam te kom. Ek wil vir ons gou nog 'n skrifgie of so lees. Ek dink, ek gaan vir ons Handelinge 2 vers 11, ja, ek dink ek moet daai gedeelte gou vir ons volg.
I'm going to read this morning out of Acts 2, verse 11. Let me get it. Sal is in Afrikaans of Engels? Cool, Engels handel. Acts 2, verse 11. Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Cretensers, wat is dit in Engels? Cretensers, dis 'n Afrikaanse woord wat ek nou leer. En Arabiere, wat ons ken, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Vers 11 sê dit, dat die uitstorting van die Heilige Gees het gebeur, en hulle het in ander tale gepraat. Interessante ding wat ek op afgekom het, toe ek hierdie gedeelte deurgaan, is, wie van julle onthou die toring van Babel, toe die mense die toring van Babel wou gebou het? Daar het God hulle taal verwar, want hulle het iets probeer doen uit hulle eie krag uit, om tot by God te kom, is dit nie? En hulle was verwar gewees, en hulle kon nie verder bou nie. Die interessantheid met die uitstorting van die Heilige Gees, was tale weer uitgestort, of die taal was nie verwar nie, daar tale gekom, sodat die wat nie verstaan het nie, kon verstaan. Hoor wat ek sê? Hierso het hulle almal verstaan wat hulle moes doen, maar God het dit verwar, so hulle het nie verstaan wat hulle kon nie die toring bou nie. Hulle kon nie die toring van Babel verder bou nie, om tot by God te kom nie. God het dit verwar. Maar die teenoorstelde in die Nuwe Testament, toe die Heilige Gees uitgestort word, het God tale gebruik om almal die evangelie te verkondig, sodat daar eenheid kan kom. Ook die geestestaal wat gekom het. Dit het alles weer teruggewerk as ons kyk na eenheid met God toe, die rekonsiliasie met God. Dit is net interessant toe ek dit gelees het. Vers 14 sê, toe staan Petrus saam met die ander 11 apostels op en onder leiding van die Heilige Gees, weer eens onder leiding van die Heilige Gees, spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek sê, hierdie mense is nie dronk nie, want net voor dit het hulle gevra, is die mense dronk? Hoekom praat hulle nou so snaaks? Why are they speaking funny, or in other languages, they believe they are drunk? En hy sê, dis nou is 9:00 in die oggend. Nou, ek weet nie of ek dit kan sê nie. Ek weet nie of julle al gesê, as partyens wat 9:00 in die oggend dronk is, ek het, ons staan baie keer hier buite, en dan kom die mense verby in die pad geloop, en as hulle 9:00 in die oggend nog dronk, en dink ek, oh my, dis seker nie te ongewoond, om 9:00 in die oggend dalk 'n bietjie, soos Johan altyd sê, onder die prop te wees nie. Ek weet nie, maar in elk geval, dis bietjie vroeg nog. Nee, hier gebeur wat God profeteer het. Joel het gesê, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Daar sal tekens bo in die lig wees, wonders onder op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word, en die maan, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom, so sal dit wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dan wil ek gaan na vers 24 toe, maar God het hom van alle smarte en van die dood verlos, hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. En dit praat van Jesus. Verstaan die krag van die Heilige Gees wanneer ons hom het. En ons het nou vir mekaar gesê, ek het die Heilige Gees, is dit nie? Ek het die Heilige Gees ontvang. Wanneer ons die Heilige Gees ontvang het, is ons in alles in staat, ons het alle krag wat God ons toelaat om te hê. Ons het alles. Ons het nie nog iets nodig nie. Ons het nie nog 'n persoon nodig, nog 'n ek wil nie sê meer geld nie, want ek dink ons het almal met die petrolprys meer geld nodig. Maar ons het alles wat ons nodig het. So by so, dan sou jy in daai plek kom waar jy miskien geld kort, of miskien genesing kort, of miskien opbouing kort, kan ons op hierdie Heilige Gees steun, wat ons helper is, om ons te help met dit. Gaan ons soms deur goed? Ja, ons moet soms deur goed gaan, is dit nie?
Dit help ons groei, dit help ons volwasse raak. Ek wil dalk net by sê, nadat die Heilige Gees uitgestort het en hulle die evangelie verkondig, hierdie het op 'n baie spesifieke tyd gebeur. Dit was ook 50 dae na die fees van die eerste vrug gewees, waar dit gebeur het in daai tyd in Jerusalem. In daai tyd in Jerusalem, die fees van die weke, dis wat hulle dit noem, wat gebeur het is, mense het gekom na Jerusalem toe om dit te vier. Toe is die Heilige Gees uitgestort, so daar was baie mense om te hoor. Dis hoekom die woord sê, daar was 3000 mense gered toe hulle die evangelie hoor. Daar was baie mense in die dorp. En dit is hoekom dit so kragtig was om die evangelie te verkondig. Ek dink nie ek en jy sien 3000 op 'n dag nie, maar ek en jy kan daai 1 of 2 of 3 of 4 of 10 of 20 of 30 wat voor ons is, elke dag 'n bietjie gee van die evangelie van Jesus Christus wat ons gered het. Is dit nie? Nou ek dink van al hierdie goed, jy weet as ons dit lees, is die moeilikste een baie keer om in eenheid te wees. Nou ek weet nie van julle nie, maar as jy iets moet doen en iemand werk nie saam nie, is dit lekker. If you have to do something and everybody in that team is not in unity, is it easy to do it? No, it's not. Because some will pull this direction and some will go that direction. Ek wil 'n storie vertel. Nou, julle wat kinders het, sal hierdie weet. Ons is eendag op pad see toe en ek het 3 seuns. Nou, ek weet nie van julle nie, daar's 'n hiërargie wanneer dit kom by jou kinders. Daar's 'n ouer een en as jy gelukkig is, 'n middel een en 'n jonger een. En al 3 van hulle dink hulle is die baas. En as jy nou net 2 het, dink hulle al 2 hulle is die baas. As hulle een het, hy is die baas. Wat gaan jy nou maak? Okay, of sy. En ons ry see toe en my 3 seuns sit op die agtersitplek. En wat gebeur is hulle het vir hulle 'n spasie afkordon daar. Hulle maak vir hulle plek, né? So die oudste een het gewoonlik besluit ek sit hier agter pa of agter ma, maar ek sit nie in die middel nie. Dan die middel een moet die geveg tussen die 2 bepaal waar hy sit. Want as die fight te kwaai is tussen die jongste een en die oudste een, dan wil hy die vrede bewaar en gesit maar in die middel. En dan, wat as hy in die middel sit, is hy bietjie lank, dan skop hy die sie die hele tyd so. Nou ek weet nie of jy al gevoel het as iemand saam met jou ry, en hy trap die sitplek so, hier in jou rug, is okay 1 of 2 keer seker, maar as dit gebeur van hier tot in Durban, dan sit nogal, jy klim uit en dan moet jy 'n week nodig om te rus van al die skop in die rug, as wat jy, maar in 'n geval, dan sit hulle nou, dan beklei hulle nou, wie sit nou waar. En laat dit nou waag, laat die een se vinger nou oor daai lyn, daai denkbeeldige lyn skuif. Dan is die vet in die vuur. En ek sit baie keer en dink, Jesus, kan julle nie net in eenheid kom nie? Kan julle nie net besluit nie? Want dan raak jy moeg, dan val jy in sy kop die kant toe. En as daai nou moeg is vir hierdie, dan gooi hy sy kop, dan val hy nou weer aan die ander kant toe. Ja, dis 'n bekleierery van hier tot onder. Jy kan dit nie vir iemand oor vertel nie. Maar daar's een plek wat ek wil hê julle moet hoor. Ons was almal in eenheid in die kar. Ons gaan see toe. Hoor wat ek sê? Dit was eenheid. Ons gaan almal see toe. Maar die proses van Louis Trichardt af tot by die see, jy moet haar op jou tande hê. Want dan moet jy hulle ruil, want dan beklei die 2. Dan skuif jy hom nou die kant toe, en dan kan daai 2, dan hou hulle weer 'n rukkie. En dan beklei daai 2, dan skuif jy dit nou weer so om. Vandag, moenie dink dit stop nie. Weet, as julle nou dink dit gaan stop, ek het slegte nuus vir die ouers wat jonger kinders het. Hulle word ouer. En nou as hulle ouer word, dan begin hulle nou afkyk op ma, want ma is nou 'n bietjie korter. En dan kom hulle en kyk hulle vir ma en sê, ek dink ma sit agter vandag. Ja, nou, yes. Laat ek en jou ma nou maar agter sit, dan ry julle nou maar. Wat gaan ons nou maak? Jy weet, ja, dan weet dan hulle ching chong cha voor die tyd wie doen shotgun, want wie sit voor? En op 'n stadium het Daniel gewen. Hy het op 'n stadium gewen. Hy's nou pa se assistentbestuurder. Hy sit nou voor, jy weet. En ma moes nou maar agter sit, jy weet. Maar deesdae wen die jongste.
Ek weet nie of hy vinniger is as hulle, of hulle maar net oorheers nie, maar dan pop hy daar voor op die voorste seat in, en ek probeer nog my foon connect met die, wat noem jy, die multimedia screen in die kar, of die radio. Ek probeer hom nog connect, dan speel hy al liedjies. Dan dink ek vind nie hierdie goed luister nie. Maar ek wil iets lekker luister, wat ek nou wil luister. As ek, nee, ons luister nou hierdie. Wat sal ek nou sê? En dan dink ek, laat ek in jou ma agter sit. Want weet jy, dis die een plek wat ek kan sê, wat seker ons lewe gevorm het, was die agtersitplek van die kar, by die fliek. Jy weet, so ek het dit geniet daar agter. Hey, come on, jy weet, het was lekker op die agtersitplek. Dis waar julle vandaan kom. Nee, is net 'n grapie. Jan is nie hier dat ek kan sê sny uit nie. Maar, oh my. Okay. Yes, het ek daar gekom. Maar verstaan, laat ek terugskyk. Nou sê ek vir hulle, nou sê Daniel, nee pa, ek gaan ry. Sê ek, kan ek jou ma agter sit? Sê, dan is jy die taxi bestuurder, dan sit ek jou ma agter. Dan sê, wat gaan julle agter doen? Sê, ons gaan vry, wat dink jy? Wat dink jy gaan ons doen? Ek hoef nie op die pad te kyk nie, ek gaan nou maar net vry hier agter. Dan raak hy so roos en nee pa, ek dink jy moet maar bestuur. Okay, goed. Maar in elk geval, om eenheid te wees is seker die moeilikste ding wat daar is. Maar wanneer ons besluit om in dieselfde rigting te gaan, dink ek word dit makliker. When we choose that we're going in the same direction, it's much easier. We might not agree on the seat. Nou, ek weet baie keer as jy hier kom en iemand anders sit op jou sitplek, dan voel jy sommer lus en jy gaan huis toe. Want jy weet, jou boude het nou al so, jy weet presies hoe sit daai sitplek. Jy sit so gemaklik. Hy het so lekker lê in hom, weet? En nou sit iemand anders daar op jou sitplek en nou is jy kwaad. Dit gaan gebeur. Ek's jammer om te sê, it will happen. It will happen that somebody else will sit in your seat. They will go and sit in your seat on purpose. Just to see your reaction. And that's part of growth. Dis deel van groei, net om te sien wat gebeur as ek op iemand anders se plek sit. Jy weet, ek het nou al geleer met die seuns, dis fyn waar hulle sit, net solank hulle sit. En as hulle nou gaan staan in die kar terwyl ek Durban toe ry, gaan nou moeg wees. Maar hoor wat ek sê, maak nie saak hier die struweling baie keer nie. As ons in eenheid bly, ons gaan iewers heen, dan word dit baie makliker vir die Heilige Gees om saam met ons te werk. En die gevaar vir elke Christen vandag is om uit eenheid uit te kom, om in aanstoot in te gaan, om in bitterheid in te gaan, om in onttrekking te lei in 'n mate, om te kokoniseer, jy gaan steek jouself by die huis weg in jou kokonnetjie. En dis die groot gevaar, en dit is wat Christiane ook genoem het, ons het elkeen iets verskillend om hierdie olifant op te maak. Ons het elkeen iets om te bring. En jy dink miskien vandag sit ek hier en dink, ag, wat kan ek bydra? What can I add today to someone else's life? En ek wil een ding sê, net jou teenwoordigheid, just your presence, is sometimes enough for someone else to be encouraged. Net jou teenwoordigheid is genoeg, dat jy hier is vandag, is genoeg. Want weet jy, as oom Elle kan kom, as oom Keith kan kom, kan ek ook kom. Dan wil ek ook die Here dien. Hoor mooi, as daai klein kindertjies kan kom, dan wil ek ook die Here dien. Net die feit dat jy hier is vandag, beteken iets vir iemand in iemand se lewe. Maar ons is baie keer so haastig om huis toe te gaan, of so haastig om te gaan, dat ons nie die oomblik vat wat die Heilige Gees beskik het, om iets in iemand anders se lewe in te voeg nie, of te gee, of te sê nie. Ek dink baie keer is dit so maklik, om by die koffiemasjien te gaan staan, of by die oond te gaan staan en sê, kan ek vir jou koffie maak? Kan ek vir jou iets aanbied om te eet? Dit is baie keer so maklik. Sometimes it's an easy thing. It's not a difficult task to be
or play a role in someone else's life. Dis soms iets kleins. Natuurlik kan dit iets groots ook wees. Natuurlik kan dit wees. Ek het FFI aangebied die naweek saam met van die jong mense en van die ouer mense. En ek kan nie onthou nie, iemand het iets gesê. Ek sê, wel, as die Here vir jou sê, jy het nodig om iets weg te gee, so 3 miljoen randjies wat nou nie daar los lê, jy weet. Vra net, ek sê my bankbesonderhede gee. Weet, net so per toeval, jy weet. Wat nie onmoontlik is vir die Here nie. Maar hoor, ons is baie keer nie beskikbaar om te sê, Here, wat wil U vandag doen nie? Wat wil U vandag doen in my lewe deur die Gees om iemand anders se lewe vol te maak? En baie keer het iemand net 'n gebed nodig. Iemand wil net hê, kom bid saam met my. En jy die Heilige Gees in jou. Gebed is nie 'n moeilike ding nie. Ek onthou iemand het eendag vir my gesê, sy sit hier in die kerk, ek gaan nou nie name noem, maar ek sal na haar rigting kyk. Het eendag vir my gesê, moet my asseblief nie vra om Bybel te lees en te bid vir ander mense nie. Ek tog okay, nee, ek sê jou nie vra nie. Maar ek het gejok. Maar oor tyd het sy geleer om vir iemand anders te bid en vir hulle die woord te gee. En vandag, as jy by haar kantoor kom, moet jy in 'n ry staan om by haar uit te kom, want daar staan 'n ry mense voor haar kantoor vir wie sy bid. En sy het begin bid in die sel, en sy het begin bid vir ander mense, en vandag bid sy vir hordes mense. Tussen haar werk. Hoor mooi, tussen haar werk. Sy stop nie haar werk en sê, okay, nou gaan ek net die bediening doen in my kantoor, nie. Maar sy werk nog steeds. Maar as sy 'n kans het, dan kom iemand in, dan bid sy gou vir hulle. En ek moet een ding sê, die Here, met die bekragtiging van die Heilige Gees, verander my en u, sodat ons effektief vir God se koninkryk kan wees. En ek weet, ons gaan nou na die naweek toe, of die tyd toe, waar ons weer Pinkster herdenk, en die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. En baie keer is dit net nodig om te sê, Here, vul my weer opnuut. Here, maak my weer vol opnuut. Laat ek weer 'n hoop het vir wat kom. En baie keer het ons bietjie hoop verloor, omdat ons, as ons na mekaar kyk, dink, gaan ons dit maak? Jy weet, as ons baie keer na mekaar kyk en die maniere hoe ons optree en die dinge wat ons doen, kom ons baie keer agter, of as ons bang, dat yes, as dit so gaan, hoe gaan ons dit maak? Maar ek wil vir julle sê, as ons die Heilige Gees aan ons kant het, when we have the Holy Spirit on our side, we can accomplish anything we set our hands or our minds on. Ons kan enigiets bemag. Ons gaan dit maak. Die probleem kom, wanneer ons die Heilige Gees het en niks doen met hom nie. Ons het die Heilige Gees, en ons wys vir almal ons het die Heilige Gees in ons, maar ons doen absoluut niks met dit nie. So elkeen van ons word geroep, uiteindelik, om te sê, ek wil hierdie Heilige Gees van my, wat ek het, gebruik, tot voordeel van die koninkryk van die Here. Ek wil een skrifgie lees in Handelinge 2 vers 4, en hy sê, en hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en het hulle met 'n ander taal begin praat, soos wat die Heilige Gees hulle gelei het. Vers 5 sê, en nou het daar in Jerusalem Jode gewoon, vrome manne van elke volk onder die hemel. En by hierdie geluid het die menigte bymekaar gekom en hulle was verwar. En elkeen het in hulle eie taal, en elkeen het hulle in sy eie taal hoor praat. En hulle was verstom en verstom. Dit is snaaks, 2 woorde. En gesê, is hierdie nie almal Galileërs nie? En vers 11 sê, magtige werke van God het gebeur. En een van die rolle is ons, van die Heilige Gees, is om ons met krag te vul. Om ons met krag toe te rus om mense te help. En ons kan enigiets waar ons teekom hierdie volgende paar dae, kan ons oorwin deur dit. Jy mag dalk sit met 'n bankrekening wat leeg is. Jy mag dalk sit met 'n besigheid wat nie werk nie. Jy mag dalk sit met 'n siekte. Jy mag dalk sit met 'n kwaal, of ongelukkigheid, of 'n krap. Maar wanneer ons besluit, ons saam in een rigting op pad. Wanneer ons besluit, ons wil die Here dien. Dis tog waar dit gaan.
Ons is nie hier vir onsself nie, is jy hier vir jouself? Nee. Ons is hier om die Here te dien. En wanneer ons die Here dien, bekragtig hy ons vir elke ding wat ons teekom, om ons te help om dit te doen. Ons almal is geroep om dit te doen. Ons almal is geroep om disippels te maak. En hier's die groot ding. Ek dink baie keer wag ons om in 'n bediening in te gaan. Wie van julle het 'n bediening of glo jy het 'n bediening? Ek dink almal van ons. Almal van ons is geroep na 'n bediening toe. En dis om te dien, om iemand anders te dien. Elkeen van ons het daai bediening. En wanneer ons dink ons moet wag om in 'n bediening in te gaan, mis ons dit. Die Heilige Gees het ons geroep, of bekragtig ons en roep ons om te dien, om te bedien. Jy bedien dalk een persoon, en Japie 1000. Dis oké. Doen jy net jou een. Ek weet nie wie van julle het al gesien, as jy 'n engine het, daar's 'n klomp goed in. Okay, ek moet eintlik jou ons vra wat in engines werk. Hulle sal vir jou sê daar's 'n klomp parte daar binne. Nou, jy kan al hierdie parte hê, en as hy nie werk, as daai engine een part kort, gaan hy dalk nie werk nie. As jy daai engine het, en alles is perfek in daai engine, maar jy het nie 'n ding wat daai ding aansluit, you don't have a starter, of jy het nie 'n startermotor nie, hoe gaan daai engine werk? Wel, as een van die pistons missing is, of een van die ringe missing is, of een van die raaitjies missing is, het jy 'n probleem. Dan gaan hy nie werk nie. En jy mag dalk daai een raaitjie wees wat iets moet doen. Maar as jy nie 'n rol vervul in jou bediening doen nie, gaan ons dit nie maak nie. Elkeen van ons is krities nodig in hierdie seisoen om ons rolle te vervul. En jy gaan die plekkie moet kry waar jy moet dien. Ek sê nou nie jy moet kom en sê okay, ek gaan die koffie by die deure maak nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar jy kan vir iemand bid. Jy kan iemand bemoedig. Jy kan iemand aanmoedig. Party ons het net 'n bietjie smile nodig. Jy weet, hulle het soveel grimering op, as hulle smaal kraak dit. Ekskuus. Maar verstaan, iemand het net nodig om vir iemand te smile en dan smile hulle terug. Dis ook okay. Iemand het net 'n klop op die skouer nodig en sê alles gaan okay wees. En ek en jy is geroep om dit te doen. En ek wil baie keer sê, die tekort wat jy het, is die een ding wat die Here gebruik in jou lewe om ander mee te bedien. Sjoe, dit klink rof. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. As jy liefde kort, en jy het net so 'n klein bietjie, vat daai bietjie en gaan wees lief vir iemand anderster. En dan sien jy hoeveel liefde kry jy terug. As jy geld kort, en jy het net 'n klein bietjie, vat dit en gaan bless iemand anderster. En kyk hoe die Here vir jou teruggee. As jy siek is, gaan bid vir iemand anderster wat siek is, en kyk hoe genees die Here jou. Maar wat doen ons as ons tekort het? Ons trek terug. En ons gaan kruip eerster weg, en sê, Here, ek kan nie. Is dit nie? Maar ek wil jy uitdaag, wel, ek woord sê, mag niemand uitdaag nie, maar ek wil jy uitdaging gee. Gaan in jou swakheid waar jy is, en gaan versterk iemand anderster wat dit nodig het. En kyk hoe die Here 'n wonderwerk vir jou doen. Jy mag dalk nie vriende om jou hê nie, maar jy kan 'n goeie vriend wees vir iemand anderster. En gaan wees die beste vriend of vriendin wat jy kan wees. En kyk hoe die Here mense om jou sit, en jy word die beste vriend, of vriendegroep of 'n vriendingroep wat jy het. Gaan doen wat jy kort aan iemand anderster, gaan gee dit uit, en kyk hoe maak die Here jou vol in hierdie volgende seisoen. Alle Christene het die Heilige Gees wat Jesus aangeneem het. Ons het die Heilige Gees nodig. Hy bekragtig ons om die mense om ons naaste lief te hê. Yes, weet jy, dis een ding wat ek mee gesukkel het. Weet, ek kon nie regtig vir mense lief wees nie, want dis een ding wat ek gekort het in my lewe. En toe ek begin lief kry, toe begin mense om my kom. En ek begin al hoe meer en meer mense om my kry, wat ek kan lief hê. Ja, party ons sukkel jy maar om lief te hê. Dis maar moeilike ouens, jong, yes. Maar jy leer om hulle lief te hê. Jy weet, ek en Jimmy kom nou baie jare saam, en jy weet, ou leer om mekaar lief te hê.
Jy weet, hy het genade vir my op plek, en dink ek, Jimmy, ek het nie eens genade vir myself nie, maar jy het. En dink ek, nee, okay, as jy genade het vir my, gaan ek dit maak, ek is okay, jy weet. En dink ek, ek sou myself lankal teen die kop geklap het of iets. Ons wou al. Hy het ook al vir my gesê, nee, slat my net as ek dit doen. Sê ek, okay, maar dan slaan jy my ook, maar as ek dit doen, dan lag ons daaroor. En dink jy, partymal doen ons ook maar stupid goed. Die invulling met die Heilige Gees is nie net vir individuele nie. Dis nie net vir enkele ouens hier en daar nie, maar vir ons almal. En wanneer ons dit het, word die hele kerk geroep om uiteindelik disippels te maak. Ek en u word geroep om uit te gaan in hierdie wêreld om disippels te maak. Nie om ons bedienings te bou nie om aansien voor mense te kry nie. En ek weet baie plekke hou ouens daarvan om iewers 'n posisie te hê, want hulle voel hulle het iets bereik in hulle lewens. En as jy dit bereik, prys die Here, hy stel aan en hy stel af. Maar ek wil een ding sê, ons is geroep om disippels te maak. En ek en jy kan 'n disipel maak deur soms die maklike goed te doen. Ons hoef nie voor 1000 mense te preek en te praat om mense na Jesus toe te lei nie, maar daai een wat jy môre ontmoet. Daai 1 of 2 wat saam met jou in die kar ry. Daai 3 of 4 wat saam met jou in die skool is. Het ek en jy geleentheid om na Jesus toe te bring, want hy die volle prys, die volle offer vir elkeen van ons betaal. Your eyes will never meet someone else's eyes that God doesn't love. Die Here het almal lief. Just as much as you love your own children, God loves his people. En ek en u kan 'n verskil maak in hulle lewens. Dis hoekom ons nagmaal vier. Die ouens wat nagmaal bedien kan regmaak om uit te kom. Dis hoekom ons die nagmaal vier. Ons sê, Here, dankie vir wat u vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie dat u lewe neergelê het. You laid your life down so that we can live. We can have an everlasting life with the Lord. And the one thing I believe that's very important, don't forget the person next to you. It's so easy to forget them when things are tough. Dis maklik om te vergeet wanneer die tekkie die teerslaan. Dis maklik om te worry net oor jouself as jy siek is. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is daar baie keer. Jy weet, as ou siek raak, dan verwag ek daarom iemand moet vir jou vra, wil jy 'n watertjie hê of 'n pilletjie of ietsie, jy weet. Dan lê partymal daar in die bed en wat doen almal? Jy weet, ons almal besig. Hulle het nie tyd om agter jou te kyk nie. Nog ek, wat? Want dit gaan net dan oor jou, want jy is nou siekerig, jy het 'n pyn en jy het 'n kwaal, jy het jou toon gestamp, jy het jou kar gestamp, jy het 'n boom het op jou huis geval of wat ook al. Maar ons vergeet so maklik van die persoon langs jou. Kom ons begin daar hierdie week en sê, ek gaan wat die Heilige Gees vir my gegee het, jou mee help. Waarmee kan ek jou help? Waarvoor kan ek vir jou bid? En julle sal sien, soos wat ons aan ons swakheid gee, so sal die Heilige Gees kom en vir my en u versterk in hierdie seisoen wat voorlê.